2 Korintiërs 9 vers 7, om presies te wees, sê dat elkeen moet gee wat in sy hart voorgeneem het. Want God, nie ander mense nie, God het 'n blymoedige gewer lief. Nou is die ding waaroor het weer gehad gaan word. Ons mense gebruik die kansel om mense te manipuleer, om te gee bo dit wat hulle self voorgeneem het. Ai, folks, wat gaat aan? Hoe kan doen jy die goede? Jong, hart, maar ek sê weer, jy hoef my nie te laat, jy kan sê teen nie. Ek praat dit wat ek sien en dit wat ek ervaar. Julle gebruik sekere mense in die kerk, omdat julle weet die impak van die persoon in die kerk, mense se lewens, gebruik jy die persoon om te praat rondom die kerk. Julle gebruik God se woord om die mense se besies op te maak, terwyl God die woord en alles wat hy gedoen het, gebruik het om die harte van mense op te maak. Julle sê byvoorbeeld, die Here wys my, ek sien in die atmosfeer, 100. Die Here sê, as jy 100 rand nou saai, gaan die Here vir jou deurkom. Ons mense is so naïef en so lus vir 'n deurbraak en so lus dat die Here van hom moet deurkom. En kyk, ek sê vir jou, ons is desperaat vir die goedheid van God, dat hulle sal hardloop om het te gee, en omdat ons het weet, gebruik ons het. Onze mense is so naïef en so desperaat vir God, om vir 'n dier te kom in die tyd waar ons lewe, dat ons mense in die huis van die Here dit gebruik, om ons mense uit te trek wat alreeds het. Daar bly as dit die ding, of as dit die ding, of as dit die ding, het word gegamble in die huis van die Here, met 'n klomp goed wat gehou word, en die mense in die kerk word geleffie, om die en dit te doen. As hulle nie het, die loop hulle in die kerkie, want hulle is te bang vir wat die pastoor gaan sê. Waar is die gees van onderscheiding dan? In die huis van die Here, dat jy nie kan sien, Sister Sanna kan regtig waar dit doen nie, en maar sê Sister Sanna is okay, by die volgende geleentheid, kan iemand vir ons help, om 10 kaartjies te verkoop, kry nou al u se kopers, en die nie, as alright. Maar ons pres ons mense gee vandag onder druk. Waar is die blymoedige gees dan? Die Here blymoedige gewens lief, nie mense wat onder druk saai nie. Maar as jy hoor van die kansel af hoe die mense preek en sê, hey, jy moet vir God gee, jy moet die Here gee, anders roof jy hom. Hoe roof ek God, as ek dan nie eens vir myself het? Ek probeer dan vir God 'n diensknegt wees, en dis hoe ek my offers aan hom gee. Niemand preek regtig om te sê, maar kyk hierso, 'n gehoorsame persoon, 'n person that is on obedience, gehoorsaamheid is beter as offerhande. Nee, ons kan nie dit sê terwyl ons praat van die 10de sien, because ons moet mense intrek met dit wat ons dat hulle skuldig voel, omdat hulle nie gee wat jy verwag hulle moet gee nie. Dit wat in hulle hart opgekom het, is om net vanoggend 'n 50 rand in die bak te gooi, maar wanneer jy klaar gepraat het, die Here ken my hart, voel ek so sleg oor hy 50 rand, maar ek maak krap van nog 'n 50 rand, wat die hele week se brood se geld was. Hou op ons mense laat skuldig voel. But allow them om blymoedige gewers vir God te wees. En hartneem is okay. Ons mense kry te swaar hier buite om nog so te gemaak word in die kerk. Die kerk is 'n plek van veiligheid, nie 'n plek waar jy uitgetrek word, waar jy meer honger uitgaan as waar jy ingekom het. Kom ons dien die Here. Anyway, julle is nou ouer, ek het 'n bietjie haar. Is 'n koppie. Ek het nog koffie gedrink. Wees gaan, julle moet 'n lekker dag hê.